Daar sê ons het sopas Bybelstudie klaargemaak en ek gaan net gou 'n bietjie aangaan met die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En ons gaan 'n bietjie kyk na die manifest vanaand. So ek sal net so 'n minuut wag, kyk of enigiemand opkom en dan praat ons 'n bietjie verder met diegene wat belangstel in die Federale Alliansie. Die Federale Alliansie is 'n konsep wat gebore is in 2022 in die ambassade van die diaspora. Dit klink snaaks, hè? Dis 'n konsep wat gebore is in die ambassade van die diaspora. Die ambassadeur wat deel is van die Federale Alliansie, ambassadeur Henry McCarter, julle het al van sy goed gesien op Telegram en so aan. Hy is nie 'n ou wat bang is om die regering aan te vat nie. Hy's 'n aktivis op sy eie manier. Hy wys korrupsie uit. Dis wat hy doen. En so hy is nie op sy bek geval nie. So in sy plek was die konsep van die Federale Alliansie gebore toe ons die konings ontmoet het vir die eerste keer. Toe begin ons praat van 'n federale stelsel. Nou, voor daardie tyd het ek alreeds met sekere ouens hierdie konsep begin bespreek en ek het alreeds sekere goeders vasgepen, neergelê, toe ons daai tyd nog gepraat het van SARA. Toe het ons gepraat van die Suidelike Afrika Republikeinse Alliansie. So dit was die eerste naam vir dit gewees. Toe is dit verander na SAFA toe. Suidelike Afrika Federale Alliansie. So dit is Republikeinse Alliansie en toe is dit Federale Alliansie. En nou is ons daar waar ons kan sê die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, die manifest. Nou daar is 'n groep in die Kaap wat ook hulle self FASA noem, FASA, en ons is nie deel van hulle nie. Dis hoekom ons sê die Federale Alliansie van. Ons gebruik die woordjie van daarso. Naam ou Christo. So ons gebruik die woordjie van in ons naam en so ons kyk 'n bietjie na die manifest. Nee, so ek gaan dit basies lees en as daar nou 'n punt is waar ek wil by stil staan, sal ek dit nou doen. Maar dit is om vir jou 'n beter agtergrond te gee van waaroor die Federale Alliansie gaan. En Christo en die manne en die ander mense wat opkom en kom kyk, versprei hierdie video, dat die mense weet, daar is iemand wat iets doen, man. Jy sien, jy kan podcasts hou, en jy kan op Colleen opkom, en jy kan op al hierdie, weet soos jou Hertzog, jy kan op al hierdie podcasts kom, maar as jy nie 'n plan het nie, wat het jy? As jy die hele tyd net sê hoe sleg dit gaan, nee, weet, dit gaan net so sleg in ons land, dit gaan so sleg, en hierdie ouens is korrup, en daai ouens is korrup, maar jy het nie 'n daadwerklike plan nie, om verandering te bring nie. As jy nie 'n daadwerklike plan het om verandering te bring nie, wat het jy? Jy het niks. Jy het niks. Jy weet, daar's mense wat sê, kom ons begin net nog 'n nuwe politieke party. Nee, dit gaan nie werk nie. Ons het gesien die politieke bestel werk nie in Suid-Afrika. Politiek werk nie in Suid-Afrika. En veral nie onder die boere nie. Julle ken ons daai grappie, né? 2 boere op 'n eiland wat uitspoel. As jy 3 weke later vir hulle kom optel, dan is daar 4 politieke partye, 3 kerke en ek weet nie wat nog alles nie. En dan was net 2 boere. So, dit werk nie. Dit werk glad nie. So ons moet totaal en al uit die boks uitdink. So kom ons kyk gou 'n bietjie na die manifest van die Federale Alliansie. Inleiding. Daar is baie politieke partye in Suid-Afrika, maar geen van hulle kan aan die behoeftes van die mense voldoen nie. En hulle kan ook nie die stroom van politieke onbekwaamheid verander nie, wat korrupsie, morele verval, soos die moorde op boere en agteruitgang van ander segmente van die nasie, soos die basiese infrastruktuur en die gebruik van natuurlike hulpbronne insluit. Daar is niemand wat hierdie goed kan uitsorteer nie. Hulle kan nie.
Die Vryheidsfront Plus kan dit doen nie, glad nie naby nie, maar hulle wil trompet, papa, hulle wil groot mond wees, maar hulle kan nie hierdie land draai nie, as nie 'n manier nie man. Daai politieke speelbal wat hulle het, daardie klomp milders, hulle is korrupte wetters. Die DA het ons nou al gesien, al is deel van die ANC, dit is net so, daar so frik weer, hoe lyk het frik? Die DA is deel van die ANC, ons weet het. En die EFF is 'n klomp moordenaars. Die MK is nou stil, alhoewel hulle een van hulle hoofouens nou onlangs gefire het. So watter politieke party wil jy weet, waar wil jy inval? Wat wil jy doen? Daar is nie 'n groep nie. En daarom is die federale alliansie belangrik. Die groot diefstal, ons noem dit die groot diefstal, is gepleeg deur die super-Afrikaner en die swart leierskap van Suid-Afrika. En dit het 'n noodsaaklikheid geword om hierdie stroom van onbekwaamheid en korrupsie te staai deur 'n beheerliggaam te vorm. Ons weet vir 'n feit dat Suid-Afrika word nie deur die ANC alleen geregeer nie. Dit word geregeer deur die Joodse Raad, die super-Afrikaner, die elite, die Stellenbosch mafia, saam met die ANC. Ons weet dit. Ons weet Suid-Afrika is nie soewerein nie. Dis 'n korporasie. Ons weet dit. Hierdie goed is nie meer iets wat weggesteek kan word nie. Alhoewel jou algemene persoon op straat nie hierdie goed wil glo nie. Maar dit is wat dit is. Hierdie beheerliggaam wat ons nou gevorm het, staan bekend as die FA van SA. Dit is die Federale Alliansie van Suider-Afrika. 'n organisasie gebore met visie wat die onderliggende elemente van hierdie onbekwaamheid van die regering verstaan. FA van SA is gestig sodat alle Suid-Afrikaners die reg op lewe en om goed te leef in vryheid, vrede, voorspoed en sekuriteit kan hê. Jy daardie reg. Elkeen van ons het daardie reg, né? En ons kan daardie reg uitleef. Ek sien nou Dou is ook weer hier by ons en Marianne. Ons het daardie reg om hierdie goeders te kan uitleef. Goed. Ons kyk verder na die manifest. Hier is die handves gedeelte. Die FA van SA stel selfbeskikking voor vir alle etniese volke in Suider-Afrika, insluitende die boerenasie, sowel as alle ander soewereine nasies wat gewillig is om by die stelsel aan te sluit. In breë terme 'n semi-federale stelsel wat bestaan uit afsonderlike federale state. Die state of federasies word dan toegesien of gelei deur 'n federale raad met die morele wet, gemene reg en kultuurwet van nasies as riglyne. Yes, Rudy, wat sê jy? So dit is belangrik dat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Ons het nou deur die genade van God het ons hierdie Vrydag gaan sien ek vir koning Paseka Mzizi. Hy is deel van die Dlamini huis. Die Dlamini huis is die Zulu en Swazi huise. Né? En ek sê vir julle, dit verbaas my al hoe meer ek uitvind oor hierdie tipe goed, hoe meer kom ek agter, maar hierdie ouens het op 'n heeltemal 'n ander stelsel gewerk as wat ons boere nog ooit gedink het. Dit was nie net hoofmanne nie. Hierdie ouens het op 'n hele ander manier gewerk. Want jy het byvoorbeeld as ek die Bakalokwe van Letsitsa byvoorbeeld, daar is nog 2 ander familiehuise wat deel is van daardie stam. En daardie stam is weer deel van die 'n mengsel van die Sotho en die Amathlubi. So hierdie goed is so ingeweef. Maar hier is die ding, hulle word gesien as konings, bloedlyn konings. Goed wat die Unie van Suid-Afrika en die Republiek van Suid-Afrika probeer ondermyn het. Maar dit kan nie geondermyn word nie. So ons moet 'n manier vind om uit hierdie moeras van onbevoegdheid, onbekwaamheid, ons moet uit hierdie moeras uitklim. En ons doen dit deur alliansie. Ons begin eers met die vredesproses. 'n Vredesproses wat nie gaan aanvaar word. Dit sal nie aanvaar word deur die ANC nie. Of deur die DA, of deur die Vryheidsfront Plus. Ja, selfs die wit
Vryheidsfront Plus, Afrikaner groep. Hulle is nie boere nie. Hulle sal nie die alliansie stories aanvaar nie. Hulle het dan geweier om ons te sien in 2022, man. Jy sien, want hulle soek hulle eie magte en kragte. Hulle soek hulle eie politiekery, hulle eie nes waar hulle kan so slange operuit en die mense besteel. Dit is die waarheid. Mens kan nie met die goed verbykom nie. Goed. Onmiddellike prioriteite en voorstelle. Hierdie is onmiddellik. Ons hierdie goed gaan nog in diepte bespreek word met die rade. Dit is belangrik om dit te verstaan. Om eerstens 'n standpunt in te neem teen diegene wat die samelewing in die steek gelaat het. Ek weet nie of julle al gesien het, ek sal nooit vergeet nie, 'n reeks wat op televisie was, Arrow. Dan hierdie Arrow nou vir die burgemeester, of hy het nou vir 'n dief, of vir wat ook al, het hy vir hom gesê in Engels, "You have failed this city." So ons eerste prioriteit is om hierdie mense vas te vat, who failed the country. Ons weet wie hulle is. Diegene met 'n korrupte mentaliteit, diegene wat die land en sy mense verarm, en tweedens om die landmassa van Suider-Afrika te herstel na 'n gebied bekend vir vryheid, vrede, voorspoed en sekuriteit. Dis wat ons wil hê. FA van SA is 'n Christelike instelling met Christelike standaarde en norme wat streng nagekom word deur die gebruik van die morele wet. Nou daar is nog 'n tamaletjie in daai morele wet. Jesomani. En dit is die tamaletjie in die morele wet is die Sabbat. Die Sabbat is iets wat ons nog in diepte moet bespreek. Ons moet die Sabbat uitmekaar uittrek in die skrif. Van voor tot agter, sodat ons almal kan verstaan wat is die Sabbat. Dis een deel van die morele wet waarmee ons nog sukkel. Ons sukkel regtig met daai ene. En dit is regtig 'n ding wat ons in die raad gaan moet heeltemal deurwerk. Geen aborsies, geen homoseksualiteit, geen transgeslag nie. Punt. Godsdienstvryheid sal toegelaat word, maar enige diskriminasie teen Christendom sal nie geduld word nie. Alright? Dit is belangrik om te verstaan. Hierdie moslimparty, ek het julle gesien die moslimparty wat sy kop so uitsteek, nee. Ja, nee, hulle wil sommer Sharia wet en al hierdie goed wil hulle afkondig. Sharia wet. Dis wat hulle wil doen. Weet julle wat beteken dit? As jy nie vir hulle betaal om nie 'n moslim te wil wees nie, dan kap hulle jou kop af. That's the bottom line. Wil ons hierdie goed toelaat in Suid-Afrika? Daar's 'n manier, man. Die doodstraf sal opgelê word vir alle moordenaars, verkragters, brandstigters, kindermolesteerders, kindersmokkelaars, mensesmokkelaars, pedofiele en sodomiete. As jy gevang word in 'n homoseksuele verhouding waar jy as jy op heterdaad betrap word met hierdie goed, gaan jy die gelag betaal. En dit is nog iets wat die gemeenewet juriste gaan moet uitsorteer. Ons het wat noem mense tribunale. Die mense, julle gaan besluit wat is die wette. Ons gaan vir julle sê as 'n oorhoofse sambreel gaan ons sê byvoorbeeld geen homoseksualiteit nie. Goed, omskryf dit nou in 'n wet. God se wet, kultuurwet, gemeenewet. Omskryf dit nou. Sodat ons dit daar buite kan sit, sodat die mense kan verstaan geen homoseksualiteit nie. Dwelmvervaardigers en verspreiders sal ook die doodstraf ontvang. Hoekom? Want hulle vat mense se lewens. Dis wat hulle doen. Al hierdie tipes mense steel die lewens van hulle slagoffers. As jy so 'n persoon is, mag jy vrylik Suid-Afrika verlaat en jou handel en jou maniere in 'n ander land gaan uitleef. Vryheid van spraak sal beslis toegelaat word. Elke individu kan sê wat hy wil, maar hulle kan nie doen wat hulle wil nie. Jy kan sê enigiets wat jy wil, maar jy mag nie doen wat jy wil nie. Goed. Die bogenoemde sal verseker dat sekere partye bly sal wees, ander sal weer vol haat wees, dis tog logies. Ander mense sal vol haat wees. Die federale raad sal al bogenoemde bespreek met afgehandelde verklaringe wat later gegee sal word. Ons sal later vir die mense sê in Suid-Afrika, dit is wat besluit is. Nou gaan die mense
En julle stem vir dit. Want ons, die toesighoudende rol is vir die mense, deur die mense. Dis hoe dit is, en vice versa. Vir die mense, deur die mense, deur die mense, vir die mense. Vice versa. So jy gaan 'n stem hê. Altyd, jy gaan altyd 'n stem hê. Daar gaan referendums gehou word op referendums, sodat alles in plek kan val wat in plek moet val. Né? Jy soek my dogter. Sy is daar in Walvisbaai. Goed. Dit is alles as gevolg van die ineenstorting van die morele wet. En hierdie ineenstorting het die algehele ineenstorting van die samelewing veroorsaak. Dit is tog logies. Die morele wet is vervalle, so alles het vervalle geraak. Ons het genoeg gehad van omgekeerde diskriminasie, wat nou aan die orde van die dag is. Grondwette vir alle mense sal in die federasie deur die mense vir die mense geadministreer ook word. 'n Polisieerende federale alliansie sal eers nodig wees om die totale ineenstorting van die samelewing te voorkom en om die samewerking van verskeie nasies te verseker. Verstaan julle dit? Ek gaan nou verduidelik. Daarna sal hierdie tipe polisieerende alliansie vervang word deur 'n meer humanitêre vredesbewaringsalliansie. Met ander woorde, Pieter, met ander woorde wat ek vir jou sê, Mani, is, en Rudy en Dou en sovoorts, is julle name wat nou hier voor my is. Wat dit beteken is dat ons eers die wanorde in die land moet herstel. Hierdie ouens wat so kan gaan en plase gaan afbrand, en gaan trokke roof, en gaan ATM's bom, en gaan plekke afbrand, en tooi, en oproere, en al hierdie goed, moet gestuit word, en dit moet in die bek geruk word, met mag. Boom! As jy dit gedoen het, en jy dit uitgesorteer, dan kan jy oorgaan na 'n vredesbewaringsalliansie. Nou het ons peacekeepers. Ons het nie polisie nie. Ons het peacekeepers. Die ander mense wat toegeraas. Ons het peacekeepers. Dit is wat ons het. Goed. Alles wat belangrik is vir die samelewing sal met die bevolking bespreek word. Dit is die kern van die alliansie. Alles wat belangrik is vir die samelewing, sal met die bevolking bespreek word. Enige persoon in enige federasie kan aangewys word om sekere funksies te vervul. So jy hoef nie te dink jy is te oud om 'n job te doen nie. Jy hoef nie te dink jy is onbekwaam of onbevoeg nie. Weet jy, as jy wil hê jou oupa moet die burgemeester wees van 'n dorp waar jy bly, nee, en al die mense stem vir jou oupa, dan sal jou oupa die burgemeester wees. As jy voel Tant Sarah of Ousie Mokoena is goed genoeg om 'n sekere ding te administreer en almal stem op die dorp vir Ousie Mokoena, dan is Ousie Mokoena die een wat die ding gaan doen. Dis net hoe dit is. Die mense stem vir die mense. OK? So enige persoon in enige federasie kan aangewys word om sekere funksies te vervul. Natuurlik is daar kriteria. Jy moet natuurlik die job kan doen. Nee, Mani, jy moet die job kan doen. Anders wat help het? Wat help het hulle stem vir 'n imbesiel? Dit gaan nie werk nie. Ons wil ons vrede, sekuriteit, welvaart en al sulke goed wil ons in die land hê. Goed. Alles wat belangrik uitdaag, gaan ek nou na 'n ander bladsy toe. Daar is sekere groeperings buite wat wag op daardie een leier, daardie leier wat hulle na 'n beter toekoms sou lei. Ons het daardie leiers wat nodig is vir hierdie uur. Ons het die leiers, ons het die mense. Wat ons nie het nie, en ek kan my bietjie hare wat ek het, ek skeer altyd my hare af, maar die bietjie wat ek het, kan ek uit my kop uittrek. Ons het nie eens een ou wat sê, luister die man, ek is 'n multimiljonair, hoeveel het julle nodig? Dis al wat ons kort. Dis al. En dis asof Vader daai deure toehou. Ek weet nie hoekom nie. Dit gaan seker net oor die uitloop van die profetiese woord. Dit gaan seker daaroor. Die volgende staatsmodel word voorgestel. Nou, ek het hierdie staatsmodel het ek verder uitgebou. Hierdie is my konsepmodel. Die semi-federale staat bestaande uit 10 stigterfederasies, is eintlik nou al meer as dit. 'n 4-laagse raad bestaande uit die volgende groeperings:
Jy het eerstens die presidensiële raad, dit bestaan uit die president, dat ek het gou 'n slukkie Pepsi vat hierso. Ek sê daai hoes wil my nie los hê. Hierdie presidensiële raad, dit bestaan uit die president, die onderpresident, die federale, sekretaris, dit is die raad van 3. Dan het jy die federale raad 10 gekwalifiseerde lede, byvoorbeeld die federale ambassadeur, die minister van verdediging, minister van polisie, eintlik die federale minister van verdediging. Ons het dit klaar uitgebou. Verskoon tog. Die federale minister van vrede. Die federale openbare beskermer. So alles het federaal voor. Ai tog julle, verskoon tog. Die federale kongres. Oepsie, ek is te vinnig op my. Bestaande uit 10 kwalifiseer, tog. Ek praat vanaand alweer te veel. Bestaande uit 10 gekwalifiseerde lede, elk van die 10 federasies vir poste soos die federale minister van behuising, die federale minister van landbou ensovoorts. Al hierdie poste moet gevul word en hierdie poste moet gevul word in elke federasie. Met ander woorde, jy die koning byvoorbeeld. Kom ons sê jy die Zulu koning. Nou die Zulu koning het jammer dat ek so hard praat, want dis ander mense wat ook hard praat. Kom ons sê jy die Zulu koning en jy het sy hoofmanne, né, en sy prinse. Nou, dit is als goed en wel om die royal house te hê. Dis als goed en wel, maar die prins is nie die minister van verdediging nie. Die prins is nie die ambassadeur van sy land nie. Hy kan wees. En die hoofman is nie bekwaam in agri nie. So iemand in daardie staat moet dan die federale minister of die semi-federale minister of die staatsminister word vir agri in sy staat. Verstaan julle hoe die laag gebou word? So die laag word van onderaf opgebou totdat jy by die federale raad kom. En so raak almal vir almal aan. Ek wonder of ek daar een foto kan opbring. So daai was nou net 'n konsep. Wat het ek nog hierso? Die federale huis van volksverteenwoordigers bestaande uit 20 raadslede, 2 individuele van elke aangeslote staat, 'n president en onderpresident van sulke state. Dan het jy die federale huis van volksverteenwoordigers sal toeneem na mate ander nasies by die federasie aansluit. Soos wat ander nasies inkom, Zimbabwe of die Shangans of die Matabele's of wat ook al. Soos wat hulle in die federasie inkom, so word die huis van volksverteenwoordigers so vergroot dit. So vergroot die raad, né? Goed. Na vele besprekings met sekere monargieë is dit duidelik dat die konings van nasies hulle eie monargale stelsel wil volg, soos dit elke koning sal geskik vind. Byvoorbeeld, soos ek nou genoem het, konings, prinse, hoofleiers, leiers, hulle het 'n stelsel wat al van tyd af ontsaglik groot is. Hulle is heeltemal tevrede met 2 individue by die federale huis van volksverteenwoordigers. Goed, dan werk ons natuurlik saam met die SA Algemene Vergadering en al hierdie, die SA Algemene Vergadering is die jurale gedeelte, die juristiese gedeelte, die regters, die prokureurs, die advokate. Dis hulle, en ons werk saam met hulle. Dit is belangrik dat ons die regte ding doen. Dis waaroor dit gaan, om die regte ding te kan doen. Ek net gaan kyk of ek 'n foto vinnig hier kan oproep. Kom ons kyk gou. Daar het ek the Federal Governing Model. Nee, daar is dan net foto's. Waar is die, hier is dit. Die aanbevole, is dit nou daai ene? Nee man, dit is nie daai ene nie, wag, 'n bietjie. Weet julle hoe baie goed het ek, nee. Waar is dit nou, as die raad van 10 recommended basic committee structures, is nie daai ene nie. Waar het ek dit nou gesit? Kom ons kyk gou, Seal of the Fed. The Seal of the Fed is daar so. The Federal Governing Model, maar daai is net die foto's man.
Waar is die... Ons kyk wat hierdie ding is. Nee, daar is die basiese, daai het ek nou... Hier is die in diepte. Daai is die in diepte ding, dit is iets vir 'n ander dag, maar ek soek nie nou daai ding nie. Okay. Verskoon tog dat ek kry nou nie die stupid ding. Ek sê die stupid ding, want ek werk op soveel goed. Kom ons gooi gou net na hierdie ander dokument toe, ek moet gou iets hierso kyk. Dalk kan ek dit net gou hierso optel. Ons het selfs die Raad van Vroue, né? Ons het die Raad van Vroue. Die Raad van Vroue moet ek nog bou. Ek probeer dit bou. Dit is ook nie 'n eenvoudige, niks is eenvoudig nie. Dit is nie 'n eenvoudige ding nie. But for the life of me kan ek nie nou daai ding kry wat ek wil hê nie. Hoekom kan ek dit nie kry nie? Ek kan vir julle hierdie foto wys. Kom ons kyk. Ek kan gou vir julle hierdie foto wys. Hierso, kom ek wys gou vir julle hierdie foto. Ek gaan net gou hierdie ding so omdraai. En waar doen ek dit? Hierso. Kyk gou na hierdie foto. Hierso kan julle nou sien hoe dit gebou word. Hierdie is 'n seskantige blokkie, soos wat ons kry van die kragprop om. Soos wat ons kry in 'n byekorf, né? Hierdie ou hier onder. Hierdie A, daai ou is die president. Dan het jy die sekretaris, die federale sekretaris of die federale ambassadeur, en dan het jy die visiepresident. Dan het jy die volgende 3. Maar wat ek wil hê is, julle moet sien, waar is my pen? Wat ek wil hê julle moet sien, is dat elke blokkie, so, raak aan die ander, so. Die een raak aan die ander, dit kan nie afsonderlik gedoen word nie. Ons maak gou hierdie een toe. Dit is basically gebaseer op hierdie storie hierso. Nee, dit word basies hierop gebaseer. Dit word so uitgebou. Die een ding raak die ander ding, raak die ander ding, raak die ander ding, sodat almal saam kan werk. Maar ek wou dit nou vir julle gewys het op die regte oorspronklike dokument, man. Ja. Goed, kom ons draai eens die kamera weer terug, nou, hier is net te veel goed. Ok, so dit is nou daarso, maar ek wou nou spesifiek vir julle hierdie ding gewys het, en nou kan ek nie, want waar het ek het gesit? My goed is in Afrikaans en Engels, en dit is seker wat dit moeilik maak. Byvoorbeeld hierso, aanbevole basiese komitee strukture, en dan langs dit is 'n possible immediate rollout plan. Maar dit is maar net hoe ek dink. Né? Daar is die San Koning. Business plan, Declaration of Allegiance, Executive Order. Dit is seker dalk sit by die Executive Orders. Maar in elk geval. Okay, good. Dalk sit hierdie. Kom ons kyk gou. Nee, is dieselfde ding. Wat ek net opgemaak het, net in die Engels. Okay, maar ek het vir julle min of meer 'n idee gegee. Hierso. Good, thank you Jesus. Kyk gou hierso. Kom ek wys gou vir julle. Hierso is die goed. So hierso is dis nou in Engels, né? So hierso het ons kyk nou mooi. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, né? Hierdie pictogram, dit wys die 3, maar hulle raak almal aan mekaar. Kan julle sien? Nou kyk ons sinne. Onder hierdie groep het jy hierdie groep. Jy die president, die visiepresident en die sekretaris-generaal. En nou gaan hy af. Daar's die organigram, né? Nou gaan hy af. Nou daai een wat ek vir julle gewys het. Nou kan julle sien, president, visiepresident, federale ambassadeur, federale minister van verdediging en al hierdie goed. Nou so bou hy op, so bou hy uit. En dan het jy nou die organigram van hoe ons dit wil optrek. En dan gaan hy nou groter. Dan het jy die raad van 40. En so bou ons die ding nou. En ons bou hom. Nee, as julle nie opgewonde nie.
Kan ons nie hierdie ding begin nie? Pieter, Mani, Rudy, julle 3 name is nou hier naby. Kan ons nie die goed begin nie, man? Kry vir my een ou wat sê ja. Wat sê, hier is die geld. Dan het ons al ons vergaderings, ons kry al ons eende in 'n ry, en ons begin die proses. En al skop hierdie ander Piete wat korrup is teen ons. Ons sal die internasionale gemeenskap aan ons kant hê. Dis al wat ons wil doen. Kom ons draai Suid-Afrika. Wie kan ons kry om ons te help? Kom ons draai Suid-Afrika. Ek raak skoon opgewonde. Maar in elk geval, dit is nou eers genoeg. Ek sien my suster het ek opgekom, daar deur ver. Letitia, jy's laat vir die aanbieding, maar baie welkom. Baie welkom. Okay, goed. Dankie vir almal wat opgekom het. Kyk weer na die video. En ons het 'n manifest. Ons het alles in plek, mense. Ons het letterlik alles in plek. Dis net daai laaste tree. Nee, ons het letterlik alles in plek. So kom ons raak opgewonde en ons kry hierdie bus aan die gang, man. Nee, soos wat die Here wil, sal ek julle weer deur die week 'n bietjie meer uitbrei oor die komitee strukture en die goed. Dat ons meer kan verstaan. Hoe meer ons die woord daar buite kan kry. Ons is nie 'n politieke party nie. Ons is 'n nie politiese organisasie nie. En ons gaan die politieke ouens uitskop 100%. Goed. Mooi aand vir julle verder, hoor.